Dit is nog altyd 'n droom gewees. Ek het plaas gekom want wie wil nie buite werk nie? Hoekom sê nie wil buite werk en tussen diere werk nie? My grootste droom was maar gewees om te kom boer van kleintyd af, so hier is ek nou. Ek is Willie, ons boer hier naby Harry Smit, hoofsaaklik maar met ons marelbeeste, en dan het ek so 'n bietjie van 'n saaiëry aan die kant. Die plaas het my ouers so 25 jaar terug gekoop. Ek en my pa het nogal op my suster se verjaarsdag die plaas kon koop. Ek dink sy het ons tot vandag nog nie vergewe nie, maar in geval, ons is redelik suksesvol in wat ons doen. Mense staan nie op in die oggende om buite rond te loop en net te hoop dat goeders in jou skoot val nie. Jy gaan uit om 'n verskil te maak. En ek dink hier maak ons 'n verskil. Ons maak 'n verskil in die mense om ons se lewens. Ons maak 'n verskil in die samelewing. Boerdery is maar 'n moeilike onderwerp in Suid-Afrika vir party mense. Vir ons is dit nie. Vir ons is dit wat ons ken, wat ons doen. En ons moet dit wel tot die volle potensiaal doen wat ons kan. Wat help het? Jy werk elke dag, jy bou al hierdie goeders en jy kry soveel reg, maar jy het niemand om dit meer te deel nie. As jy mense na my bed gaan kyk, die een kant is hol gelê en die ander kant is nog so reguit, so dit hoort nie so nie. Mense wil dan gesin hê en mense wil vorentoe gaan, en ek dink vorentoe gaan is saam met 'n pasmaat. Ja. Ons het 'n gesegde wat sê, dit gaan nie oor hoe baie jy het nie, maar dit gaan oor hoe goed jy oppas dit wat jy het. En dit is graag wat ek wil hê wat moet weerspieël as mense by my aankom. As ek vir 'n dag kan sit langs 'n dam en ons braai 'n vleisie en ons is almal ons het lekker boot gery, bietjie geski, bietjie al die dinge tjoepry en alles, dan dink ek kom 'n mens baie naby aan hoe 'n perfekte dag kan eindig. As jy die lewe geniet en jy's 'n lekker mens, dan kan dit net lekker gaan. My sagte kant, ja, dis maar 'n moeilike een daai. Ek dink my ma het dit al gesien en my suster miskien. Maar nee, dis moeilik of ek dink 'n sagte kant wys mense net eers vir mense sodra jy hulle vertrou. Met tyd kom die sagte kant uit. Ek kan ook saag wees. En as ek eers vir omgee, dan is dit ja, dan is dit nou so, en dan sal ek vir altyd vir omgee. Laaste verhouding was wat 4 jaar terug, 5 jaar terug. So as ek uit 'n verhouding uitkom, dan vat dit my nog 'n tydjie om weer in een te kom. Dit is nie maklik om sommer net alles te los wat 'n mens gevoel het vir iemand nie. Beste eienskappe vir my in 'n verhouding is, ek dink as ek jou eers vertrou, dan is daar geen manier dat ander mense my sal oortuig anderste nie. So die Engels mense sal sê, I've got your back. 'n Belangrike ding wat ek geleer het is, 'n mens moet dit maar dalk 'n bietjie tyd gee. Dink bietjie daaroor, vat dit rustig. Dis nie net altyd swart en wit nie. Jy kan met my kom sit, ons kan gesels, ons kan 'n ding uitpraat. Daar's min wat ek wegsteek vir mense. Ek sal eerder reguit iets sê, of jy sal vinnig agterkom as ek nie van jou hou nie, of as ons nie gesels nie. Maar nee, ek is redelik reguit en so eintlik maar 'n oop boek. Ek was nog nooit getroud nie, ek het nog nooit kinders gehad nie. So dit sou nou maar eerste prys is, dink ek. So miskien verras iemand my, en dit sal nogal oulik wees as ek 'n verrassing kan kry ook. Wat my hart sal gelukkig maak is as ek iemand kan kry met wie ek my lewe kan deel. Jy kry daai kyk in die oë, en as jy weet dat daai kyk vir jou sê, luister hierso, klein bietjie verlief op jou, dit maak altyd 'n hartjie bietjie vinniger klop.